Ons is vandag hier by Petrusburg. Ek praat met JC van Outdoor Power en hy is jou nuwe handelaar. Bloemfontein omliggend, hele area besigheid. Gaan hy vir jou uitsort met XAG drones. Okay, so hy gaan my meer vertel hoekom spesifiek het hy nou besluit om hierdie drones deel van sy pakkie te maak en hoe gaan daai goed daar by jou waarde toevoeg. JC, hoe lyk dit? Goed en jy, Chopie? Nee wat, doodstil, rustig. Okay, so, jy het nou besluit om nou, jy's nou nie net meer by die Hasker waarna goeders nie, jy wil nou dit wat vlieg ook na die party te bring, nee? Ja, kyk so, wat ons maar probeer is 'n one-stop shop vir almal daar en ek het nou die laaste tyd bietjie begin opswat op hierdie drones. Ons seun is heidaglik in Amerika, die goed is redelik aktief daar en dan die seentjie wat by die huis is, maak my mal oor 'n drone, toe gaan doen ek bietjie huiswerk. Sê vir my, okay, so jy het nou jou huiswerk gedoen, hoekom het jy spesifiek besluit op die XAG drones en om hulle deel te maak vir jou besigheid? Chopie, die eerste ding wat ek nou raak gelees het, sal ek nou maar sê, toe ek my huiswerk doen op hierdie, is hierdie ouens het ingekom spesifiek in landbou in en hulle bly by landbou. Verstaan, die tipe drones wat hulle doen is alles landbou georiënteerd. Hulle het nie drones wat soos jy gebruik vir jou video's en jou kameras en daai goed nie. Hulle spesialiseer in landbou goed. Hulle spesialiseer in robust produkte. Ek meen, jy kan kyk na hierdie drone. Sy arms. Ja. Jy kan hierdie ding 2 manne dra. Ons het hom nou hier rondgedra. Kom ons sê die drone, jy het 'n ongeluk uit in 'n pivot kabel vasgevlieg of iets, dan vervang jy net die gedeelte wat stikkend is. Yes. Of 'n lem of die arm of hy's baie robust. Jy kan sien op sy frame ook, die tank sit onder en hy staan op hierdie frame. En dan wat sê jy vir my nê, die ouens is altyd van okay right, ja, maar hoeveel liter? Want hierdie ene weet ek is 60 en ek dink daai een is 80 liter. Maar dis nou mos nie meer die grootste goeders in die mark nie, maar so hoe dan nou? Ja, kyk die dinge het bietjie verander. Toe die eerste drones ingekom het almal gepraat van liters en dit hoe swaar hy kan optel en almal maak 'n grap want hy kan my optel of jou kind of so. Dit gaan oor hoeveel hektare die drone in 'n dag kan spuit. Of kunsmis gooi. So hy kan korrel of hy kan vloeistof. As ons kyk na hierdie ouetjie, dis die nuwe ene, dis die P150. Dis die P150 Max, nee. Max. Dis al die 3de generasie wat hulle met hom deurgetrek het. Dis hy. Hy het die integrated kamera daar. Wat hulle nou gedoen het met hierdie ouetjie, hulle het hom gelunch nou laasweek in Duitsland. Daar jy was self daar gewees. En daar het hulle vir die ouens gewys, hulle die drone gevat en hulle het amper 900 hektaar gespuit in 24 uur. Nou, 900 hektaar lê nie hier nie. Nou kyk ja, en jy sê dit nou weer nê, en ek was daar toe hulle dit gesê het, ek kan dit nog steeds nie glo nie, maar dis crazy om te dink dat jy daai kan doen met 'n drone. Ja. Iemand wat nou nie mooi, okay, hektaar is 100 by 100. 'n rugbyveld nê, is 7000 vierkante meter. Daai grasnier daar, dis min of meer wat hy een keer 'n week kan doen. Hierdie het 900 van dit gedoen. So wat jy vir my wil sê is ons is nou by die plek. Hierdie is nou nie meer vir recreational purposes nie. Hierdie is nou 'n solid tool binne in jou boerderypakkie. Ja, dis een van jou produkte wat jy op jou plaas moet hê. Ek sal sê dit is nie meer, of kom ons stel dit so, dit is nie meer as dit te nat is, het jy 'n drone om te gaan spuit nie. Jy kan nou 'n drone spuit as die toestande reg is, die wind waai nie tot en met 15 km/h nie. Jy's reg om te gaan spuit, die temperatuur maak speel saam, dan kan jy gaan spuit dag en nag. Ek weet nou jy het op 'n stadium hoogloopspuite gesmous en al hierdie tipe van goed ook, nê. Nee. So wat dink jy, waar pas hierdie goed in die ouens se boerdery in? En as jy nou gesien het wat hierdie goeders kan doen, hoe vergelyk hy met die ouens se normale hoogloopspuite wat jy sal dink? Kyk, as jy praat van 900 hektaar in 24 uur, dan wil ek hy hoogloopspuit sien. Dis wyd. Nee, maar die ander ding is ook koste-effektief. Onderhoudskostes. Ons weet 'n ding wat met 'n engine werk, sy onderhoudskostes is maar hoog want hy moet gediens word. Daar's diesel, daar's 'n mensefaktor wat bykom. Op hierdie drones, as jy man alleen, jy kan 3 van die drones op een man kan dit operate want hy styg self op, hy gaan land self. Maar wat ek nou vir jou verder wou gesê het is kostes. Kos maar 'n ballpark figure werk op 'n R500,000 teen 'n 7.5 miljoen rand se masjien. Jy kan daai sommetjies gaan maak. Ja, en ek meen want as jy 3 van hulle dan op die einde van die dag het,
1,5 versus 7,5 give or take, dan is jy daar so. Ja, of 2700 hektaar. Luister hierso, okay, parte is altyd nou dan die volgende vraag, nê. Wat van parte en daai goeders? Maar ek neem aan, dis nou waar jy na die party toe kom. Jy gaan nou sorg. Ek praat net met JC en JC sort my uit. Ja, so die ouens kan my kontak by Outdoor Power in Bloemfontein. Op my selfoonnommer 082 321 6946 en dan ons gaan die parte aanhou vir die drones. Ons doen Vrystaat area en Noord-Kaap area. So ons gaan 'n service center, as jy dit nou so kan stel in Engels, gaan ons wees in Bloemfontein. Laaste kliënt het nou gekoop in Excelsior, so hy kry klaar sy goed by ons. Uitstekend. JC, baie dankie. Dankie baie. Right, JC Serfontein van Outdoor Power, julle nuwe XIG of Nick XIG, né? Nick bring dit goed in, né? XIG agent hierso in Bloemfontein, Vrystaat, Noord-Kaap area. So as jy ge-worry is, jy gaan vassit of jy weet, luister hierso. Ek kan my Roundup net nou actually opspaar want ek kan nou teen 'n hoër konsentrasie spuit en so voorts. Kom met JC in kontak en dan gaan hy vir jou uitsort. Dis die wat van hom spys af. Tot volgende keer. Groete.